Terwyl ek die ander dag vir my 'n rakkie gebou het waarop my Bybel kan staan, wanneer ek hierdie opnames maak, het ek weer eens agtergekom wat die waarde van hierdie hamertjie is. Want in hierdie rakkie het ek byvoorbeeld sulke dun spykertjies gebruik. En uiteraard is so 'n klein hamertjie uiters gepas wanneer jy spykers soos hierdie wil inslaan. En toe het ek nogal daaraan gedink hoe sekere goeders by mekaar pas. Want as jy byvoorbeeld hierdie dakspyker wil inslaan, dan moet ons nou maar eerlik wees dat hierdie hamer nie daarvoor gaan werk nie. Gaan baie moeilik wees, omtrent onmoontlik om so 'n spyker in te slaan. Is 'n manier van hamer nodig. En daarom gebruik ons die regte gereedskap vir die regte sake. En ek moet sê dat wanneer ek Psalm 66 lees, dan wonder ek nogal oor hierdie beeld wat ek nou probeer verduidelik het. Partykeer voel 'n mens dat dit is hoe jou probleme is. Jou probleme is groot en hulle is moeilik en dalk is hulle baie. En as jy byvoorbeeld 'n beeld sal hê, met alle respek sê ek dit, dat jy dink dat God so is. Dis jou probleme en dis hoe God is. Dan gaan dit nie veel help nie. As jy byvoorbeeld Psalm 66 lees, dan sal jy sien dat hierdie Psalm vir ons vertel en met ons deel dat God groter is as enigiets in hierdie wêreld. Eintlik alles in die wêreld is saam. Daarom is dit goed dat ons vandag, ons gaan net in die eerste 7 verse van hierdie Psalm aandag gee. En dis 'n baie mooi Psalm, maar net eers vers 1 tot 7 dan vir vandag. Psalm 66 vers 1, vir die koorleier 'n lied, 'n Psalm. Juig tot eer van God almal op aarde. Sing tot roem van sy naam. Gee hom die eer wat hom toekom. Bely voor God, hoe ontzagwekkend is u werk. U mag is groot. U vyande kruip voor u. Alle mense moet voor u buig. Hulle moet sing tot u eer, hulle moet sing tot eer van u naam. Kom hoor wat God gedoen het. Kom hoor van sy magtige dade onder die mense. Hy het die see in droë land verander. Sy volk het droogvoets deur die rivier getrek. Toe het ons gejubel oor hom wat ewig heers deur sy mag en die nasies in oog hou. Die vyande moet hulle nie teen God verset nie. As ons net weer kyk na vers 2 tot 4 en sien hoeveel werkwoorde daar is, en wat hierdie werkwoorde is vir alle mense op aarde. Nie net vir die gelowiges nie, nie net vir Israel nie, maar vir alle mense op aarde. Dan is dit duidelik dat Dawid hier vir ons wil aandui, dat God onvergelyklik is, dat daar niemand soos God is nie, en dat almal dit sal moet erken. En ek het eendag, en ek weet nie baie van die regte nie, maar ek het eendag in 'n situasie gehoor, wat toe 'n advokaat gesê het, as jy wil beweer, moet jy kan bewys. En dis 'n waarheid, nee, as jy wil beweer, moet jy kan bewys. En as Dawid dan hier beweer dat God so groot is, en dat mense voor hom moet buig, en tot sy eer moet sing, en vir hom moet erken as die lewende God, sou mense dalk kon vra, maar waar is die bewys? Die bewys is onder andere dan vanaf vers 5, wat sê, kom ek verduidelik vir julle, sommer net een voorbeeld, hier is 'n hele paar van hulle in die Psalm, maar ons gaan net tot by vers 7 vandag met mekaar deel. Dan sê hy, onthou, toe Israel uit Egipte verlos is, toe hulle by die Rooi See of die Rietsee kom, en hulle nie daardeur kon gaan nie, want die Egiptenare met hulle weermag is op pad, om hulle weer te kom haal, om terug te gaan as slawe in Egipte, het God vir hulle 'n pad deur die see gemaak, en hulle droogvoets daardeur getrek. 'n wonderwerk. Die wonderwerk dat hulle in die woestyn oorleef het, dat hulle die land in besit geneem het, daar's 'n klomp dinge, maar dis nou nog nie wat in die Psalm herinner ons aan die feit dat hulle droogvoets deur die see getrek het. En ons moet dit nie mis dat God wat wonderwerke gedoen het, die God is wat steeds wonderwerke doen, vandag nog. Ons moet dit raak sien. Ons kyk dit dalk te maklik mis. Daar is soveel wonderwerke, want ons wil baie keer vir God
as dit ware net beperk tot die oplossing van my probleem en dan sê dat hy 'n wonderwerk gedoen het. Gebed is onder andere een van daardie geleenthede waarin ons vir God kan vra om 'n wonderwerk te doen. Want baie keer bid ons oor 'n saak omdat ons die einde van ons eie menslike vermoëns bereik het. Ons kan nie meer nie, ons kan dit uit eie krag en uit eie vaardigheid nie meer hanteer nie. En dan bid ons en vra dat God ons moet help. En hy help. En wanneer God ons help, dan moet ons dit nie vir onsself hou nie. Dit sê Dawid, hy sê, kom hoor, ek wil julle vertel wat God gedoen het. So groot waarheid in die Bybel, dat mense opgeroep word om met mekaar te deel wat God gedoen het. Kom praat oor die groot dinge wat God doen. Ons het nou al 'n paar keer aan hierdie saak aandag gegee, dat ons as mense die geleentheid het om te kan praat, en dat ons woorde kan gebruik, en dat daar verskillende tale is. Partykeer moet ons dalk net 'n bietjie gaan luister na wat die inhoud is van ons gesprekke. Waaroor praat ons? Wat is dit wat ons met mekaar deel? Ons kan baie maklik oploop raak oor goed wat ons bekommer, oor goed wat ons vrees, oor goed waarvan ons nie hou nie, selfs dalk oor mense waarvan ons nie hou nie, oor hulle praat. Maar dis nie wat die Here wil hê dat ons oor moet praat nie. Hy wil dat ons vir ander mense vertel van sy groot en magtige dade. Dat hy in mense se lewens betrokke is. Onthou net, God hoef nie by ons lewens betrokke te wees nie. God kan sonder ons klaarkom, maar ons kan nie sonder God klaarkom nie. Ja, natuurlik wil God nie sonder ons klaarkom nie, want hy het ons so lief dat hy sy eie seun gestuur het, en nou het ons weer Pinksterfees ook gevier dat hy sy Heilige Gees ook gestuur het. God wil nie sonder ons klaarkom nie. Daarom sal dit baie beter wees dat ons, en onthou, ons is in beheer van ons woorde. Dit sal beter wees as ons woorde daarop rig om eerder op te bou en tot eer van God dinge met mekaar te deel, as om negatief te wees en af te breek, dalk beledigend selfs te wees. Nee. Kom ons stel ons daarop in, om ook deur ons woorde, God se goedheid, God se grootheid, sy getrouheid en sy genade teenoor elkeen van ons, dan ook daarvan te getuig en te vertel. Onthou wat leer ons vir ons kinders, en 'n so mooi kinderliedjie wat sê, my God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Daar's niks wat my God nie kan doen. En daarom selfs as ons vir die Here vra om wonderwerke te doen, en as hy dit doen, dalk nie altyd op die manier wat ek dit wou gehad het nie, maar weet julle wat, hy help ons. Sy genade is groot. Dis dan waaroor ons moet praat. Kom hoor wat God gedoen het. Kom hoor van sy magtige dade onder mense. Kom hoor van sy magtige dade vir my as mens. Probeer dit vandag. Nooi mense uit. Vertel vir hulle dat hulle ook kan hoor van God se magtige dade ook nog vandag.